Dankie ons Vader dat ons nou u troonsaal kan nader en sê, Vader, kom bedien ons deur u Gees. Kom help ons, wat onrustig is, maak ons rustig. Ons wat bekommerd is, laat u vrede deur ons spoel, Here, wat ongekend vir hierdie wêreld is. Dankie Jesus, dat u Gees permanent binne in ons is. Dat u Gees ons coach, met baie respek gesê. Dankie Jesus, dat u Gees woord aan ons gaan openbaar. Dat hierdie woord permanent in ons binneste gestoor word. Die woord sê daar in Hebreërs 10, in ons harte en in ons siele. Onuitwisbaar. Here, ek bid dat ons onpaar kan word, soos die Golfspeler sê. Dat ons sal besef, dit wat deur u deurgemaak het, was nooit te vergeefs nie. Maar laat ons dit met die nodige respek en eerbied hanteer. Dankie Jesus vir daardie liefde wat u deur u daad gedemonstreer het. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Julle kan gerus sit, net nie te gemaklik wees nie. Nou is daar 'n stryd tussen vaak wees en slaap en visvang en al die goed. Tema van vanoggend was net so amazing. En die vraag wat die Here vir ons gee vandag is, weet jy dat ons nou die heiligdom van God kan ingaan? En ek was so trots op dit en ek was so opgewonde oor dit. En die Heilige Gees kom en sê, jy is nie klaar nie. Dis nie al nie. En hy sê, jy sal moet bysit. Of lewe jy belediging teenoor die Heilige Gees? En ek laat weet, verlies het daar in Kimberley, ek is nie klaar nie. Moenie nou hier stop nie, ons gaan verder. En soos dit is met die mens wees, besef ek, maar ek wonder of daar ooit so 'n lang tema al was. En ek sê net vir die Here, solank ek jou wil is. Ons is vandag presies dit wat gesê is in Matteus 27. So ek gaan nie eers 'n gedeelte uit Matteus 27 lees. En daar's baie tyd tot read. So bear with me. In hierdie opskrif in my Bybel, en hierdie is nou die nuwe 2020 vertaling, staan Jesus sterf. Hy sê vanaf die 6de tot die 9de uur het daar duisternis oor die hele aarde toegesak. Teen ongeveer 9 uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani, en dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? Toe sommige van die wat daar staan dit hoor, het hulle gesê, hy roep na Elia. Dadelik het een van hulle nader gehardloop, 'n spons geneem en dit in suurwyn geweek en op 'n riet gesit en vir hom gegee om te drink. Maar die ander het gesê, wag, laat ons sien of Elia hom gaan kom red. Sensasioneel, hè? Toe het Jesus weer met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. En kyk, die voorhangsel in die heiligdom is van bo tot onder in twee geskeur en die aarde is geskit en die rotse het oopgebreek. Die grafte is geopen en baie liggame van ontslape heiliges is opgewek. Hulle het na sy opstanding uit die grafte gekom en die Heilige Stad binne gegaan en aan baie verskyn.
toe hulle die centurio en die wat Jesus saam met hom bewaak het, die skudding en die dinge wat gebeur het sien, was hulle vreesbevange en het gesê, hy was werklik die seun van God. Ek wil net eers hierdie gedeeltjie lees en sê, wat 'n angswekkende oomblik, wat 'n dag in die reëling van die vlees hier op aarde. Ek dink 'n demonstrasie soos dit sal voorblad nuus en die multimedia mal maak, as dit nou moes gebeur het. Maar dan kom maar 'n gedeelte in hierdie boek Hebreërs 10. En wat 'n misterie om te besef, hulle weet nog steeds nie wie dit geskryf het. En die boek sluit, hy spring af hier en hy bespreek van vers 1 tot 4 oor die ou termes uit die Ou Testament van om offerande te bring vir die versoening vir jou sondes en die vergifnis daarvan. En dit is 'n intense ritueel gewees. En dan, net daarna, kom ons agter dat die skrywer skryf en sê, maar dit was nie genoeg nie. Want dit was 'n oor en oor ritueel. Die ou gaan uit, hy het sy week, hy sondig en hy gaan terug. En hy bring sy offer en hy gee dit vir die priester en die priester vat dit vir die hoëpriester en hy sê dis fyn en hy sê gaan dit uit en daar staan hulle en hulle brand dit. Maar hy draai net daarom en hy gaan sondig maar net weer. En dis die gedeelte wat die Heilige Gees so ernstig op my hart druk, is ons nie maar nog steeds net daar nie. Nie in die sin van die offer nie, maar in die sin van jy gaan maar net weer uit. En jy is maar nog steeds net jouself. En jy gaan maar net aan met wat verkeerd is. En dan kom hierdie gedeelte in vers 5 en daar staan, daarom sê hy met sy koms na die wêreld, dis Jesus, offerande en offergawes wou u nie hê nie, maar 'n liggaam het u vir my voorberei. En hy kom maak 'n stelling en 'n statement en hy sê, ek Jesus, seun van God, Immanuel, God met ons is hier in 'n liggaam, en dis as gevolg van dat die Vader in die troonsaal besluit het, dit moet so wees, maar vir 'n sekere rede. Hy sê, ja, die brandoffers en reinigingsoffers het u nie tevrede gestel nie, toe het ek gesê, kyk, hier is ek om u wil te doen, o God. Dit is in die boekrol oor my beskryf. Eers sê hy hierbo, offerandes en offergawes en brandoffers en reinigingsoffers wou u nie hê nie. En het u nie tevrede gestel nie. Dit is wat volgens die wet geoffer is. En ons weet die wet kom van God af. En die wet woord soos hy hier gebruik is nie die 10 gebooie alleen nie. Dis ook nie die Moseswette nie. Dis alles wat wetties geskryf is in die Bybel het sy voorskrif. En jy moet dit so sien. Dan is ek bekommerd, want dit is van toepassing op ons in die nuwe verbond ook. Dit is nie die Ou Testamentiese mense. En hy gaan verder en hy sê, vers 9, kyk, hier is ek om u wil te doen. Hy beëindig die eerste sodat hy die tweede tot stand kan bring. Volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus eens en vir altyd. Ek wil net vandag daar stop. Ek wil vandag kom bely. Die Bybel sê ons in Jakobus 4, bely teenoor mekaar. Ek kom bely. Daar is mense reg hier die wêreld. Hy sê,
Ek het so geskop teen die woord heilig. Heiligmaker. Want ek het dadelik daarteen gekoppel, skynheilig. Verstaan? Ek gesê, maar daai een is nie so heilig as wat hy dink nie. Hy is eintlik skynheilig. Was ek full of judgment in my lewe tot en met die Here my gechange het. Maar as daar 'n feit soos 'n koe is dat ons moet change om heilig te leef. En julle sal nou weet hoekom ek so sê. Ons gaan verder en hy sê vers 11, elke priester staan wel dag vir dag en doen diens en bring oor dieselfde offers. Ek besef, hy het daar gestaan en sê, ek sien daar kom koors nou weer. Dis weer dieselfde offer. Want hy het al geweet, dis weer dieselfde sonde. Verstaan jy wat ek sê? Wat nooit in staat is om sondes weg te neem nie. Maar toe Christus vir altyd en een offer ter wille van ons sondes gebring het hy aan die regterhand van God gaan sit. En ek besef, nou wat sê dit vir ons eintlik verdiep hierso? Hy is die hoëpriester in die troonsaal, heiliglik, nadat hy die wêreld oorwin het, opgestaan het, die eerste koers gevat het, en daar is hy. Hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader. En hier's 'n groot kontroversiële beskrywing en idee oor dit, maar kom ons hou by, daar sit hy, want dis nou waaroor dit nou gaan. Hy sit as hoëpriester en hy staan nie. Sy werk is voltooi as hoëpriester. Dis nie soos die hoëpriester in die ou tyd met die tempel nie. Hy sit en hy sê, ek het my deel gedoen. En hy is afwagtend terwyl hy daar sit. Want hy wil sien iets gebeur. Hy wil sien, is dit die moeite werd gewees dat hy aan die kruis gaan hang het? Is dit die moeite werd gewees hierdie Via Dolorosa pad wat hy deurgemaak het en gemartel is op die uiteinde en bespot is? Is dit die moeite werd gewees? En hy wag vir reaksie. Die Heilige Gees sê vir my in die tydperk wat ek die voorberei het, Jesus wag vir reaksie. Hy wag vir my en jou om te change. Daar staan in vers 13, sedertdien wag hy totdat sy vyand 'n voetbank vir sy voete gemaak. Ek hoef my sê, maar pastoor, jy is van die pad af. Dit gaan oor die vyand. Ja, slash jou lewe, hoe jy lewe. Hy wag vir jou om te change. Hy wag dat jy sy volgelinge raak en nie meer die vyand se nie, want hy wil die vyand onder sy voete beleef. Hy sê, want deur een offer het hy hulle wat geheilig word vir altyd vervolmaak. Maar dis nie dat jy aanhoudend kan sondig. Die potensiaal het hy geskep. Hy het geskep en gesê, ek heilig jou deur my. Hy het die allerheiligste deel oopgebreek in die tempel. En hy het gesê, ek fire die hoëpriester. En nou is ek die hoëpriester. Ek die Here Jesus Christus. En ja, Petrus skryf daar agter in die Bybel, julle is 'n uitgesoekte koninklike priesterdom.
Jy het ook 'n job. Jy's ook 'n priester. Jy's nie net 'n disipel of 'n apostel nie. Jy's 'n koning en jy's 'n priester. Maar jy het 'n werk. Want in die Ou Testament het die priester hierdie sondige mens sy offer gekry en hy het gegaan na die hoëpriester toe. So wat is jou job? Jy moet beweeg na die hoëpriester toe. En dit beteken nie jy moet nou 'n sekere tyd daarvoor inpas nie, na 'n sekere plek toe gaan nie. Jy moet in 'n intieme verhouding met Jesus staan. Die allerheiligste het toe in jou kom woon deur die Gees. Want wie het in die allerheiligste gebly? Dit was die mooi ark met die Gees van God. Nou is hy oop. Nou is die Gees van God binne in jou. Hallo? Is dit nie amazing? Hy sê dit is dan die verbond wat ek na daardie dae met hulle sal sluit, sê die Here. Ek sal my wette in hulle harte gee en dit op hulle verstand neerskryf. Jy sien, jy gaan kom in hierdie versoeking en dan gaan jy weet wat jy weet, omdat jy dit weet, dis verkeerd. Ek hoef dit nie vir jou te sê nie. Dis klaar geskryf binne in jou. Onuitwislik, sorry vir jou. Dis daar. Met ander woorde, jou emosies en jou denkpatroon is geoverride. En kom wat wil, jy gaan dit so aan mekaar draai, rewrite, maar jy gaan nie, want dit is goddelik gedoen. Dis goddelik oorgeskryf. Hy sê in vers 17, aan hulle sondes en aan hulle wettelose dade sal ek glad nie meer dink nie. Hoe groot genade is dit nie? Daar's 'n belofte ook, wat sê, hy gaan nie daaroor praat nie. Dis wat hy aan die kruis bewerkstellig. Hy sê in vers 19, oproep en waarskuwing broeders. Ons is dus vrymoedig deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom toe. Die heiligdom is available. Nee. Het jy 'n idee wat dit beteken? Nee, want dan sê jy nou opgespring het. Jy sal gedans het. Die dak sal gebewe het. Want die heiligdom beteken die grootheid van God, wat altyd teenwoordig was in die allerheiligste, is binne in jou. Hy maak ons magtig. Staan in Efesiërs 3 vers 19. Hy sê vers 20, langs 'n nuwe lewendige weg het hy vir ons geopen, het deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam, het dit beskikbaar geword. Sy liggaam het die hele ou verbond gebreek en gesê, daar's dit. Ek het hierdie vlees afgelê. So die dag as jy jou vlees moet aflê, is ons by mekaar. Is dit nie 'n fantastiese prentjie en gedagte wat uit die woord uitkom nie? Hy sê, laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid met ons harte besprinkel, vry van slegte gewetes. Toe ek dit lees, toe sê hy, moenie vandag te veel salk nie. Ek hoop is vir jou duidelik. Paasvrydag is nie 'n dag om te salk nie. Dis 'n dag om te kan jubel. Hy sê,
Jy moet met 'n opregte hart en met geloofsversekering gaan, want jou liggaam is skoon gewas met water. Jy's deur die doopbad. Jy het gedemonstreer jy's 'n volgeling van Jesus. Hy sê laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk. Nou, pastoor, nou worry ek weer so bietjie. Is reg. Enjoy. Dis al wat ek vir jou kan sê. Ek kan dit nie vir jou change nie. Jy moet met jou verhouding met Christus na hom toe gaan en sê, Here, help my. Ek twyfel. Dan gaan hy vir jou sê, onthou, my gees is in jou. Wat wil jy nog meer hê? Hy sê so. Hy sê dat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk. Jy sien, as jy na die Vader toe gaan, na Jesus Christus, die hoofpriester, dan gaan jy bely. Want jy is nog nie. Jy het nog nie arrive nie. Sorry. Jy sal arrive as jy by Jesus is. So jy moet elke dag bely. Hy sê, as jy bid so. En wat staan daar? Vergewe my sondes, soos ek ook my skuldenaars vergewe. Ja. So moet jy bid. Hy sê, in my beloftes, hou vas aan dit, dat jy kan sê, ek maak staat op U wat Christus is. Jy het daarvoor gesterf. Ek vertrou jou ten volle, want U het gesterf daarvoor. En dan kom hy by 24. En ek love dit. Want ons dan, laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Sonder om ons eie samekomste verwaarloos. Byeenkomste, selbyeenkomste, wanneer ons saam bid, wanneer ons 'n klip kyk, wanneer ons soos nou vandag hier is en Sondag weer. So sommige se gewoonte is om dit te verwaarloos. Hy sê, soveel te meer nog, na mate julle die dag sien naderkom. Hoe die aarde het weer geskit. Die aarde het oopgebreek. Van hier tot daarbo. Ek wonder of Afrika nou gaan split. Ek het gaan sien. Ja, daar's weer 'n tornado op pad oor Nieu-Seeland. Hy kan eintlik die hele Australië toe maak, maar hy's op pad Nieu-Seeland toe, wat 'n 10de in grootte is van die tornado. Jy sien, dis die tekens van die tyd wat nader kom. Ek lees 'n stukkie. Onderaan as 'n voetnote aan die Bybel in praktyk. En ek dank die Here toe ek weer op ietsie geleer het daar by my. Ek het so al gesoek. Maar ek leer toe uit die Bybel in praktyk. Daar staan hierdie samekoms is so noodsaaklik dat julle mekaar beter kan leer ken. Weet julle sit nou oos en wes of links en regs. Maar julle is veronderstel as om 'n liggaamsdeel mekaar beter te kan leer ken. Net nie my met sulke vraagtekens aan. Die woord sê so nie ek. Hy sê maar die volgende stap is, dan gaan jy weet hoe jy daai ander een kan ondersteun, of help, of aanvul, of lief hê, of die vrug van die Gees, mens. Hoe kan jy dit doen as jy hom nie ken nie, of vir haar nie ken nie? Waar leer jy hulle ken? Hier. In die familie.
sê, want dan kan die liggaam funksioneer. Nie voor die TV nie. Jy sal sukkel, ek beloof jou. Want daai ou sien nie jou nie. Hy sien jou glad nie, jy sien hom. Hy sê in vers 26, want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sondes oor nie. Jy sien, hier kom 'n gedeelte nou by die moedswilligheid van die sondige natuur, of gewoontevormend. Hoekom dink jy is dit net na die deel van die byeenkomste? Moenie my antwoord. Jy het prys. Hy sê, vers 27, maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur wat God se teenstanders gaan verteer word. En ek kom by hierdie gedeelte en die Here sê vir my, jy weet, dit gaan eintlik so fantasties, maar ek sit aan die regterkant en ek wag wat se keuse het reg. Ek wil wag en kyk, is jy opreg in jou keuse? As jy sê, ja pastoor, ek volg die Here Jesus Christus, bid vir my. Kan jy maak die oorkoms met. En dan wil Jesus, nie ek nie, wil 'n verandering sien. Hy wil weet, was hierdie daad die moeite werd? Of het jy nog steeds 'n hardkoppige, hardnekkige blikskottel geword, 'n toon wat dit weier? En dan sê hy, daar gaan hy. Ag, gaan sy op. Ek sou as ek aan die kruis moes gaan hang vir iemand, om sy lewe reg te kry, afwagtend gewag het gesê, hey, maak 'n plan. Nie so nie. Dit is so. Jy sien, ons lewenswyses moet dit demonstreer. Ons moet dit demonstreer, dat hy wel gesterf het vir ons sondes. En ek kom terug na daai deel toe en sê, en hallo, die allerheiligste deel is binne in jou. Hy is daar om jou by te staan, om te kan nee sê. Ek gaan nie. Skip. Ek gaan nie reageer nie. Ek volg Jesus. Ek duiwel nie agter die duiwel in. En gee hom gas. Hier is so 'n belangrike deeltjie. Hier is so 'n belangrike deeltjie. Hy sê hier, vers 29, wie my binneste ruk, my binneste ruk. Hy sê, hoeveel erger straf dink jy, vers 29, sal iemand verdien wat die Seun van God vertrou? Die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, gering geag het, en die gees van genade uitgedaag het. Toe ek hierdie skrifgedeelte lees in die King James en die New King James Bible staan daar, hy sê, you insulted the Holy Spirit. Hoe voel jy as iemand jou insult? Net jy pak 'n vis in my gooi, ek gaan beter leer ken die mense jou. Jy sien as iemand my insult, moet die Vader hom bewaar. En my. Hier staan dit duidelik, hy het hierdie daad gedoen. Hy gee vir jou die allerheiligste. Hy gee vir jou alles.
Hy sê, I have paid it in full. Change. En dan sê jy, ag nee wat, sy genade is genoeg. Hy sal hierdie enetjie ook weer vergeef. Ten minste kan ek my voorkeur wat geld. Sien jy lekker ondervinding? My way and not his way. Ek dink, dis nou ideaal om so te reageer. Niemand kan hom weer aan die kruis sit. Niemand kan agter die priester, die hoëpriester aanhardloop met 'n lammetjie of 'n hoender of 'n duif of 'n ding te offer nie. Hy's geveier. Hoe dan nou? Wie wat? Die maklikste ding is, change maar sommer nie. Dis al wat ek vir jou kan sê. Maak die keuse en sê, ek change sommer my lewe. Ek kry 'n stukkie en ek besef, ons het gisterand hier gepraat oor, wat sou die slegste ding vir Jesus wees? En ek het geen intensie gehad. Dis maar net die Here wat sê, hoor, terwyl ons sukkel aan die tegnologie. Die een sê, die daad, die spykers, om seer gemaak te word. En in my binneste het net die vernedering gekom, is God, dat hom gespoeg en geslaan en gegeesel het. Ek sê vir jou, ek dink na vandag, om te sien, jy kies nog nie. Ek dink dit is die seerste. Ek dink dit is die moeilikste. Ek dink dit maak hom die meeste hartseer en voel. Was dit regtig die moeite werd? Was dit regtig die moeite werd? Hy verwerp my daad. Moet ook nie ook verwerp. Kom ons sluit dit. Here Jesus Christus, ons kom net vanoggend en ons sê, ons is so jammer. Ons is so jammer vir ons kwaadwilligheid. Ons eie wysheid. Ons beterwetigheid. Ons pride. Here kom en kom maak ons opnuut skoon. Dat ons werklik soos bekeerlinge, nie wedergebore kinders van God kan leef. Dankie dat daar die konsiliasie is, wat daar opnuut keuses gemaak is vandag. Dat ons weet, as ons tyd hier verby is, en ons aanbeweeg, is ons by nie, want ons name is in die boek van die lewe geskryf. Here, dankie dat ons eerder gaan fokus op dit wat U vir ons in 'n opdrag of in 'n profesie gee of in 'n uitleg, as om die duiwel 'n vakans in ons lewens te gee. Here, want is nie moeite werd nie. Here, as daar nog 50 jaar, 60 jaar, 80 jaar oor is, of net 20 jaar, of 10 jaar, 5 jaar, 3 jaar, of 2 jaar, of 1 jaar, of 'n maand, help dat ons enige tyd van nou af tot U ons kom haal, in U wil kan leef. Dankie dat ons hierdie woord vandag kon kry. Hierdie dag wat U aan die kruis vasgespijker is en gesterf het, nadat U so verkeerd behandel is, gegeesel en gemartel is. En dat U wat God is, vir ons wag. Dankie
dankie dat ons dit kan spreek in die Here Jesus Christus naam en weet dit sal so wees. Amen.